Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag die 24ste November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: plaasmoord op Ottosdal, man in sy 70 sterf. Nuushoofdtrekke vir vandag: optredes is nou nodig, is genoem op die G20 beraad. Plaasmoord op Ottosdal, ruk die plaaslike gemeenskap. Tatoeëeratelier mag nie geopen word in Orania, is besluit. Die rand verloor weer waarde teen FSA dollar. Bokke wen Ierland in 'n harde rugby toets. McLarens is gediskwalifiseer in F1 wedren. Piet van der Merwe, wat volgens familielede in sy 70's was, is Saterdag in die namiddag gedurende 'n plaasaanval op Ottosdal met 'n mes doodgesteek. Volgens die polisie is hy verskeie met 'n mes gesteek in die nek en ook in die rug. Sy skoondogter het hom in die plaashuis gevind nadat hy reeds oorlede was as gevolg van die toediening van hierdie meswonde. Volgens die beskikbare inligting het Piet blykbaar gehoor dat die honde op die plaaserf blaf en dat hy toe gaan kyk het wat aangaan. Die inbreker was toe daar betrap en is toe dat die twee aanvallers hom toegetakel het en met die mes en dit het tot sy dood gelei. Die aanvallers is nog nie vasgetrek deur die polisie nie. Hulle het met huishoudelike items weggekom, asook 'n fiets wat daar rondgestaan het. Piet het ten tye van hierdie aanval alleen op sy plaashuis gewoon. Volgens die inligting het die aanvallers probeer om 'n voertuig te steel, maar die betrokke voertuig wou nie aansit nie. Volgens die polisie se woordvoerder word 'n saak van moord en roof ondersoek. Enige iemand met inligting word gevra om die stopmisdaadnommer by 08600 10111 te skakel. Geen begrafnisreëlings is nog deur die familie getref nie. Die Ottosdal gemeenskap is in rou oor hierdie afskuwelike daad wat gepleeg is in 'n heel rustige dorpie. Die ANC moes in aanloop tot volgende jaar se munisipale verkiesing of hernie of uitster, so het Fikile Mbalula, die party se sekretaris-generaal, gister gesê toe die ANC se Sedibeng streekskonferensie in Benoni in Gauteng afgesluit het. Ons is trots op die werk wat ons kamerade onder die leierskap van ons president gedoen het hy gesê. Volgens Mbalula beskuldig sommige mense die ANC daarvan dat hy Ramaphosa altyd verdedig. Hoekom sou ons nie 'n president verdedig wat ons op konferensie verkies het nie, het hy gesê. Die ANC het vroeër aangekondig dat sy nasionale hoofraadvergadering van 8 tot 11 Desember in Boksburg gehou sal word. Julle weet ons het nie goed gevaar nie en tog is ons op pad na nog 'n verkiesing, naamlik die munisipale verkiesing. Ons het dit beskryf as onbekende waters en 'n strategiese terugslag. Ons het 40% gekry. Ons het baie steun verloor. Hier in Gauteng het ons steun tot 35% gedaal, het hy gesê. Ons moes toe oorweeg het wat ons met 40% sou doen met ons nasionale demokratiese revolusie, die NDR, te kon voortgaan. Die NDR is dood sonder die ANC, sê hy. Hy erken dat die ANC in sy 30 jaar in bewind nog nie 'n beter lewe vir alle Suid-Afrikaners geskep het nie. Volgens Mbalula het die ANC besluit om sy 40% verkiesingssteun te gebruik om terug te veg. Ons het egter ook besluit dat ons nie met die hoed in die hand na enige iemand sal gaan nie. Mbalula het in sy toespraak benadruk dat die ANC nie korrupsie sal verdedig nie. Dit is omdat die party geen van sy lede stuur om korrupsie te pleeg, het hy gesê. As hulle van korrupsie beskuldig word, moet hulle probleme self oplos sonder om die ANC by dit te betrek. Die wêreld word deur soveel uitdagings in die gesig gestaar dat kollektiewe optrede en gedeeltelike verantwoordelikhede deur lande nou nodig is, het president Cyril Ramaphosa Saterdag op die G20 leiersberaad in Johannesburg gesê. Ramaphosa het wêreldleiers op die tweede sessie van Saterdag se G20-program wat gefokus is op die rol van die G20 in die bou van 'n meer veerkragtige wêreld toegespreek. Die veerkragtige wêreld kan slegs bereik word deur inklusiewe ekonomiese groei, versterking van globale vennootskappe en die hervorming van internasionale instellings. Ons moet dringend ramprisiko, vermindering en makro-ekonomiese beleid, klimaatsfinansiering en volhoubare infrastruktuurontwikkeling integreer, so sê president Cyril Ramaphosa. Hy sê daar moet verseker word dat kwesbare lande en gemeenskappe billike toegang tot tegnologie, finansiering en die kapasiteit het om toekomstige skokke te antisipeer en te kan weerstaan. Volgens die Voedsel- en Landbouorganisasie ervaar soveel as 720 miljoen mense wêreldwyd hongerte. Ons loof die G20 omdat hulle voedselsekerheid voortdurend sentraal stel in hulle ontwikkelingsagenda, het hy gesê. Toekomstige aansoeke vir 'n tatoeëeratelier in Orania in die Noord-Kaap sal nie gunstig oorweeg word nie. Die dorpsraad het vroeër in 'n kennisgewing nommer 173 van 2025 die gemeenskap gevra om hulle menings te deel oor die moontlikheid van 'n tatoeëeratelier in Orania se dorpsgebied, lei hulle verklaring. Daar was groot belangstelling in die vraag en baie inwoners het hulle menings gedeel.
Etlike redes ten gunste van 'n tatoeëeratelier is genoem, asook verskeie redes daarteen. Uiteindelik was die algemene sentiment egter baie negatief, met minder as 10% van respondente wat tot 'n mate daarvoor te vind sou gewees het. Die direksie die aangeleentheid daarna verder bespreek en het met inagneming van die uitslag van die meningspeiling asook in persoonlike oortuiging die besluit geneem dat hulle nie sulke moontlike aansoeke in die toekoms gunstig ook sal oorweeg nie. 'n 33-jarige man is Saterdag in Khayelitsha aangekeer weens die besit van dwelms nadat die polisie op 'n perseel in Mandayani Singel toegeslaan het. Daar is op 'n groot hoeveelheid dagga in die Manjeberg omgewing beslag gelê. As deel van operasie Chanela 2, 'n landwyse program om misdaad vas te vat, het polisielede Saterdag aand 'n perseel in Mandayani Singel deursoek. Hulle 201 klein pakkies met tik gevind wat in 'n kamer versteek was. Die verdagte wat hier in hegtenis geneem is, sal vandag in die Landershof in Khayelitsha moet verskyn. Die sterke rand en laer goudprys het die goudmyne se aandele op die JSE Vrydag sterk afgetrek en die beurs het met 2% of 2200 punte laat val. Die indeks van 10 groot mynaandele is egter nog steeds 107% hoër sedert die begin van die jaar na die sterk stygings in die goudprys van jaar. Die rand het ook Vrydag met 1% of 20 sent tot R17.39 verswak. LPS gaan nou elektroniese maniere inspan om 'n dagvaardiging op Collins Letsoalo, voormalige uitvoerende hoof van die padongelukkige fonds, te beteken nadat die aanvanklike pogings almal onsuksesvol was. Skor het op 31 Oktober besluit om Letsoalo te dagvaar om voor die komitee te verskyn. Dit was na herhaaldelike pogings om sy vrywillige verskyning voor die komitee in November te verseker onsuksesvol was. Die kantoor van die Balje het egter 'n laas van betekening aan die parlementêre regspan gestuur ten opsigte van die dagvaardiging aan Letsoalo. Fatima Ibrahim, parlementêre regsadviseur, sê hy e-pos is in Letsoalo gestuur en hy is ook telefonies in die hande probeer kry. 'n Brief is ook aan hom gestuur toe die aanvanklike dagvaardiging uitgereik is. Die parlementêre media afdeling is ook versoek om dit op sosiale media en die instelling te plaas. Senior Metusami met sy eerste 100-tal en Marco Jansen wat syne net misgeloop het die Proteas se kanse op 'n seldsame reekssege oor Indië 'n goeie hupstoot gegee in Guwahati. Metusami het 109 van 206 bale aangeteken wat insluit 10 vure en 2 groot sesse. Jansen het 93 aangeteken van 91 bale wat insluit 6 vure en 7 groot sesse. Die 31-jarige Muthusamy wat in 2019 sy toetsbuiging in die einste Indië gemaak het, speel in hierdie toets as 'n veelsidige speler in die plek van Coben Bosch. Muthusamy was gister in 2 beduidende vennootskappe betrokke gewees. Hy het eers 88 lopies saam met Calveren op 45 om die 7de paadjie aangeteken en toe 97 saam met Jansen om die 8ste paadjie. Dis tot dusver die hoogste in hierdie reeks. Die paadjie van Vereen was die enigste van die dag se tweede sessie voor middagete op 428/7 wat 112 lopies opgelewer het. Jansen het tot Indië se frustrasie bygedra met sy afvallende kolbeer waar hy uiteindelik 7 sesse geslaan het. Twee Suid-Afrikaners was Saterdag bobaas in die 164 km wedloop van die Kaapstadse ultrawedloop wat byeenkoms. KwaZulu-Nataler Douglas Picard het die roete wat die volle lengte van Kaapstad se noordelike en suidelike bergpieke insluit, Saterdag in 21 uur 49 minute en 11 sekondes gewen. Griffioen se wentyd was 24 uur 39 minute en 42 sekondes. Griffioen het 'n merkwaardige seisoen afgesluit waarin sy in April die Drakensberg se ultraveldwedloop asook die ultrabergmaraton oor 163 km in die Outeniqua berge buite George en my gewen het. Twee Suid-Afrikaners het saam met hom op die podium gestaan. Dis natuurlik Simonay Malan en Kerry Ann Marshall. Gister se wedloop oor 35 km is kort na die wegspring om 6 uur afgelaas. Die Engelse rugbyspan het gisteraand op Twickenham amper verloor en 'n naalskrap gewen met 27 teenoor 24 teen 'n begeesterde Argentinië span. Met die rustyd was die telling 17-3 in Engeland se guns, danksy 3 deur Max Ojomo, die senter, en Emmanuel Feijoboze, die vleuel. George Ford het albei 3 verdoel en ook 'n skepdoel deur die palle gejag. Die Argentyn het egter in die tweede helfte meer balbesit gehad en stadig aan die gaping tot slegs 17 teenoor 16 laat krimp. Met die horlosie reeds diep in die rooi, het die Pumas vanaf hulle eie doellyn bly aanval totdat hulle lynstaan 3 van die Engelse doellyn afgekry het. Die Puma voorspelers kon egter nie lynstaan bal bemeester het nie, waarna Agnes Mitchell, die plaasvervanger skramskakel, die bal uitgeskop het vir die sege. Skotland het vroeër sy reeks in die jaareindtoetse met 'n wegholsege oor 'n ongedissiplineerde span van Tonga afgesluit met 'n wentotaal van 56 vir Skotland en 0 vir die mense van Tonga. Frankryk te Australië Saterdag aand met
met 48-33 gewen in 'n wipplankwedstryd en sodoende verseker dat die Wallabies die eerste keer in 67 jaar 'n Europese toer sonder enkel oorwinning afsluit. Australië wat ook teen Engeland, Italië en Ierland die knie moes buig, het die Franse vir hulle gebrek aan dissipline dat les opsê en teruggeslaan met 'n 2-kuns teen Matthew Feisler, terwyl Angus Bell, Max Jorgensen en Jos Nasser ook gaan druk het. Danny Edmund het 4 van die 3 verdoel. Ons is teleurgesteld dat ons nie die toer met 'n oorwinning kon afgesluit het nie, maar die spelers het 'n harde skof ingesit. 15 toetse in 22 weke. Ek bewonder die wyse waarop ons self telkens afgestof het en weer probeer begin het Schmidt aan die media gesê. Toe Frankryk 'n paar maklike tydslae verbrou het en Bell toegeslaan het om te gaan druk, kon Australië weer voorloop voordat Ramos sake gelyk gemaak het met sy 3. Vir die eerste rugbytoets wat die naweek aangebied was die manne van Georgia die gasheer in die Japaneese span. Die wedstryd was die hele tyd nogal redelik gelyk geweest in alle opsigte en die eindtelling gee dit ook so weer. 2-3 is vir die manne van Georgia gedruk en 1-3 vir die Japaneese span. Georgia se span het 3 strafskoppogings oor die Japaneese span se dwarslaat gesit en daarenteen het die Japaneese met 6 strafskoppe oor die Georgia se palle geslaag. Die finale telling was wel verdien in die Japaneese se guns met 23 vir Georgia en 25 punte vir die Japaneese span. Wallace was die gasheer vir die Kiwis van Nieu-Seeland in die Principality Stadion. Die skeieregter was Holly Davidson van Skotland. 4-3 is vir die Wallace span gedruk. 7-3 is vir die Nieu-Seelanders agter die palle van Wallace deur die Kiwis gedruk. Thomas en Plumtree van Wallace het albei geel kaarte ontvang. Die Kiwis het die wedstryd begin oorheers in die tweede helfte en die eindtelling wys ook so. 26 punte vir Wallace is aangeteken en 52 punte vir die Nieu-Seelandse span. Menie die gasheer vir Uruguay gespeel. 'n hele paar drieë het 'n goeie rugby vir beide spanne gevolg. Die finale telling was wel verdiend in die guns van Uruguay met 31 teenoor die 21 punte van Roemenië. Italië het die manne van Chili aangedurf in die Stadio Luigi Ferraris. Die skeieregter was Adam Leal. 5-3 is vir Italië gedruk en Chili het 3-3 op die tellbord verskyn. Italië het gewen met 34 punte teenoor die 19 punte van Chili. Ierland was die gasheer vir die wêreldkampioene die Springbokke in die Aviva Stadion wat soos gewoonlik volgepak was. Die skeieregter was Matthew Carley. Vir die Ire het McCarthy en Prendergast elk geel kaart ontvang, asook Ryan in die 19e minuut wat 'n rooi kaart ontvang het. Vir die Ire het Chian agter die Bokke se palle gaan kuier. Vir die Bokke het Damian Willemse, Kobus Reinig, Feinberg en 'n straf 3 is ook aan die Springbokke toegeken. Dit was regtig 'n harde wedstryd wat die Ire ten alle koste wou wen het, maar die Springbokke het gewys hulle bly die beste en die manne wat van die plaasvervangerbank afgekom het ook hulle deel suksesvol bygevoeg. Die Ire se totaal was 13 punte en die Springbokke het wel verdiend gewen met 24 punte. Suid-Afrika se netbalspan is in 'n moeilike groep geloot vir volgende jaar se Statebond spele. Die Proteas sal in groep A teen Australië, die Statebond en wêreldkampioen te staan kom, asook Engeland wat 4de op die wêreldranglys is. Suid-Afrika sal sy veldtog op 15 Julie begin met 'n wedstryd teen Malawi wat ook 'n taai teenstander is. Tonga 9de en Noord-Ierland 12de is ook in groep A. Die eindstryd is op 2 Augustus. Suid-Afrika het op 2022 se Statebond spele in Birmingham, Engeland 6de geëindig. Intussen is die naweek bekend gemaak dat 2 toetse wat Engeland op 6 en 7 Desember in Kingston teen Newcastle gespeel het, afgelas is weens die skade wat die orkaan Melissa onlangs daaraan gerig het. Max Verstappen se titelhoop het gister 'n groot onverwagse hupstoot gekry met die nuus dat albei sy grootste teenstanders en 2 kampioenvoerlopers, McLaren se Lando Norris en Oscar Piastri, gediskwalifiseer is na die Las Vegas Grand Prix. Na afloop van die wedren is bepaal dat die magplanke, die borde voor en agteraan, die motors van albei die vervaardigers kampioenskapwenners se renmotors onder die toegelate 9 mm dikte was. Gevolglik het Verstappen heelwat punte ingehaal in die jaarskampioenskap met die Red Bull jaar en 4-malige wêreldkampioen wat nou dieselfde punte het as Piastri, naamlik 366 punte. Norris se voorsprong is nou net 24 punte met 2 wedrenne oor. 'n Totaal van 58 punte is nog op die spel in die oorblywende Grand Prix in Qatar en Abu Dhabi, met eersgenoemde komende naweek met 'n blitsren wat sal volg. Dit is danksy 'n uitsonderlike spanpoging dat hy as wêreldrugbyspeler van die jaar gekroon is, so sê Malcolm Marx, die Springbok-hakker. Dit is net individuele prys nie, dis meer van 'n prys vir die span, want die ondersteuning van die strukture van ons en die ouens om hulle self te kan uitleef is ongelooflik, sê hy. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig.
Ons weerberg vir die streek lyk so: Messina 2137, Polokwane 1629, Lephalale 1937, Mbombela 1726, Mahikeng 1730, Pretoria 1632, Johannesburg 1427, Ermelo 922, Galagadi 2033, Gaborone 2035, Richards Bay 1734, Pietermaritzburg 1417, Durban 1724, Port St Johns 1621, Pongola 1724, Maputo 1927, Bethlehem 10 en 18, Bloemfontein 1429, Alabang Noord 1125, Welkom 1528, Vryburg 1731, Kimberley 1731, Appington 1933, Prieska 1732, Springbok 1633, Karasburg 1732, Keetmanshoop 1634, Mariental 1733, Alexanderbaai 1522, Brandvlei 1533, Loederitsbaai 1735, Vredendal 1435, Kaapstad 1723, Sutherland 826, George 1422, Jeffreys Bay 1425, Geberra 1228, Grafreinet 924, Kapogalas 1424, De Aar 1328, Molteno 1818, Beaufort West 1329, Oos-London 1223. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.39 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.20, die euro verhandel teen R20.02, die pond kos R22.73, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $49.99 Amerikaanse sent, platinum kos $1,511, palladium kos $1,380, die prys van goud per fyn ons is $4,064, Brent olie per vat is $62.58 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: sometimes those trying to bring you down don't realize you are part of the reason they are still standing. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag en week word vir almal toegewens.